Dis vanjaar net mooi 1700 jaar. Kan dit so lank wees? Ja, 1700 jaar terug wat die belydenis van Nicea. Nee man, dit moet 700 jaar wees. Ja, mens moenie wiskunde doen op die preeks te doen. 700 jaar terug wat hierdie belydenis van Nicea vasgemaak is daar by 'n konsilie, 'n synode. Eintlik is die finale teks by 'n volgende synode in Konstantinopel vasgemaak. Ons ken hom goed. Iets wat ek nou onlangs by 'n konferensie bygeleer het, is dat in daardie oorspronklike belydenis was daar so 'n naskrif bygevoeg wat later afgehaal is want dit is regtig onnodig. Dit sê eintlik waar teen ons is en dit gee bietjie so 'n agtergrond oor hoe het dit gekom dat ons hierdie belydenis aangeneem? Want onthou dat dit nie die kerke is wat besluit het wie God is nie. Dit is net 'n belydenis van wat die Bybel leer hy is. Daar was net 'n bevestiging van inderdaad, dit is wat die Bybel leer. 'n Agtergrond wat aanleiding gegee het daartoe is die volgende waar hulle dan die naskrif was as volg. Nie weet jy, dit is 1700 jaar, want dit was in die jaar 325. So daar my wiskunde was nie verkeerd, maar goed. 1700 jaar terug het hulle dit gesê. Hulle veroordeel mense wat die volgende sê, dat daar 'n tyd was toe Christus nie was nie. Of dat hy was nie daar voordat hy gemaak is nie. Of dat hy was uit niks gemaak. Of dat hy was van 'n ander stof of 'n ander wese as God. Of dat die seun van God geskape is, dat hy veranderlik of veranderbaar is. In daai agtergrond kom die kerke dan en ons deur al die eeue om te sê, nee, wat leer die Bybel ons? Wat leer God ons? Van wie is hy? En as dit jou belydenis, sê dit saam in jou hart. Hierdie belydenis wat daar in Nicea en in Konstantinopel vasgemaak is. 1700 jaar terug al. Ons glo in een God. Die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, en het hy gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en van die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot die vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe na Jesus Christus se wederkoms. Amen. Ek kan maar sit. Ek wil maar uitnooi, as daar enige frases of enige woorde is in enige van hierdie belydenisse, vra maar gerus, dan gesels ons daaroor. Dis 'n goeie gesprek om te hê, om regtig te verstaan wat die Bybel leer en wat in ons harte geskryf is. Hierdie God, Vader, Seun en Heilige Gees, maak dit vir ons baie duidelik dat ons 'n nuwe lewe het in Christus. In 1 Petrus lees ons dat hy ons bestem en uitverkies het sodat ons in die Heilige Gees afgesonder is tot gehoorsaamheid, dat ons besprinkel is met die bloed van Jesus Christus en dat ons deur Jesus se opstanding 'n nuwe lewe ontvang. En dan leer hy vir ons, hoe wil hy hê moet ons lewe in hierdie nuwe lewe? Ek gaan verder in daai gedeelte
Volgende lees ek 1 Petrus 1 van vers 17 af tot 19. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom, gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met onverganklike middele soos silwer en goud losgekoop is uit hierdie oorgeërfde sinnelose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Dink 'n bietjie daaraan. As jy glo in Jesus Christus, dan is jy losgekoop. Hy het jou uit die sonde dood uit losgekoop. Hy het die losprys betaal. Hy het jou skuld betaal sodat jy vry kan wees. Hy het jou met sy lewe gekoop. Sal ons dan nie in hom lewe nie? Sal ons dan nog voortploeter in 'n ou sondige lewe en die sonde koester? Ons kan tog nie. Dink daaraan. Jesus het jou het glo met sy bloed, met sy lewe gekoop. Lewe dan vir hom. En bely dit voor hom waar jy daarmee struikel, soos ek ook. Wees hartseer, teleurgesteld in jouself. Soos die katekismes ons leer, kry maar 'n afkeur in jouself. Keur jouself af. Maar moenie moedeloos word nie. Luister wat sê hy, Psalm 103. Vir elke een wat in ootmoed voor God kom en nederigheid belydenis doen en vra, Here, red my. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Hy vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie. Want so groot as wat die afstand is tussen die hemel en die aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredings van hom af. Wees verseker daarvan dat jy volkome vergewe is. En dat jy in sy heiligheid voor hom gereken word in Christus naam. En lewe so. Moet jy die oud skuldgevoelens saamdra nie. God het jou vergewe. Lewe nuut en vars. Hy het jou gekoop, jy syne. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons staan in verwondering dat ons voor U kan kom. Here, ons ken ons sondigheid, ons ken ons nietigheid, ons ken ons gesukkel, waar ons altyd maar net wil doen wat ons wil en waarvan ons hou. Here, ons bely dit voor U. U weet dit, U ken elkeen van ons diep in ons hart. U ken selfs daardie sonde wat ons nog nie eers besef nie, en dit bring ons alles voor U en ons vra, Here, wees getrou aan die belofte en vergewe ons. Maar Here, rig ons op deur U Gees om in liggewiekte tree te kan wandel. Om in U koninkryk te kan loop met 'n blydskap en 'n opgewondenheid, want die lewe is in ons Jesus Christus, nie net nou nie, maar vir ewig. Here, ons wil sing, ons wil ons lewens laat sing van U wat U liefde so duidelik aan ons wys aan die kruis, wat ons totaal versoen met U self, wat ons vry maak van alles wat ons vashou. Maak ons tonge los. Maak ons tonge los om te vertel van hierdie hoop, hierdie absolute sekerheid van ewigheid by U. Van U heerlikheid wat nou al so 'n verskil in ons lewe maak, dat al die dinge van hierdie lewe niks van ons vreugde in U kan steel nie. Dat ons in die hartseer en in die swaar kry van hierdie lewe nog steeds 'n lied kan sing. Help ons om daardie hoop te kan verduidelik aan mense. Nie in vreeslike teologie nie, maar net maar die vrede wat U in ons harte gee. Die wonder wat U deur die Gees in ons werk, wat ons self nie kan verstaan of verduidelik nie.
Die absolute genade dat ons in U oorwinning deel. Dankie Here, dat U sonder dat ons verstaan, vir ons lief is. En ons vra dat ons U so sal kan beleef. Wil U Uself so in ons lewe bevestig, dat ons U liefdesarms, U barmhartigheid om ons voel, in elke hartseer, in elke kommer. Dat ons U vrede daarin sal vind. Dat U elke begeerte wat in ons brand, sal stilmaak met U teenwoordigheid. Dat U deur ons ook die seer en die soeke na vrede by ander sal aanspreek, deur dit wat ons vertel van hoe U ons lewens verander het. Wil U ander mense se harte voorberei, Here, om hierdie wonder te kan hoor en te kan glo. Here, in ons midde wil ons elkeen aan U opdra wat ons sien wat deur moeilike tyd gaan. Elke een wat met die ouderdom worstel, of met die onsekerheid van die toekoms, of met die baie werk wat op hulle hande is, by die werk, of by die skool. Hulle wat worstel met siekte, soos Johan Steenkamp, en Wally de Koker, Maria van der Berg. Hulle in ons midde, Here, wat regtig swaar kry, omdat verhoudings in hulle gesin of in hulle familie stukkend is. Help hulle, Here, om U pad te bly loop en in U hulle vrede te vind, al moet hulle in 'n omgewing van onvrede worstel. Wil U wees in besonder met Sunay Alexander, wat nou binnekort moet gaan vir die bevalling. Here, ons harte gaan uit na hulle wat oor die wêreld heen so in konflik vasgevang is, in die oorloë in die Oekraïne. Hierdie geweldige worsteling in die Midde-Ooste tussen Israel en Hamas. En ag Here, wil U tog geregtigheid laat seëvier, wil U tog U liefde laat deurbreek. Ons weet dat hierdie wêreld stikkend is en al stikkender sal word, maar wil U tog met U kinders wees wat daarin vasgevang word. Dat hulle in daardie swaar kry, nog steeds hulle oog op U sal hou, nog steeds getuies sal wees van die blydskap en die lewe in hulle. Wil U met U Gees voorgaan, wanneer ons nou ook na U woord luister, dat U in ons praat, dat U in ons harte skryf, dit wat U daar wil skryf, sodat ons daarin sal lewe. U sal verheerlik. Dit vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Koning, ons Here. Amen. Julle het seker uit die teks van Joshua 6 gesien wat vandag se skyfie beteken. Dis maar 'n prentjie van iemand wat dink hoe dit gelyk het. Prentjie van Israel wat so om Jerigo loop. Of daar regtig 'n perd by was destyds weet ons nie. Want dalk was daar nie, maar die man wat die prentjie geteken het dit bygesit. Dis goed. Lyk soos 'n oorlogsperd. Dalk is dit Joshua op die perd. Hoe sal ons nou weet? Ons weet nie wat het hy gedink nie. Maar wat ons wel weet, is dat die Bybel vir ons sê hulle het so om Jerigo geloop. Ons sal net nou daarvan lees. En daar's mense wat hier loop hulle met trompette, maar dis nie eintlik trompette wat hulle regtig daar geblaas het nie. Hulle het ramshorings geblaas. Dit is die horing van 'n bokram of van 'n skaapram. Julle het al gesien hoe lyk daai horings wat so gedraai is, nê? Nee, dis waarop hulle geblaas het. En dan sien jy daar in die agtergrond hoe val Jerigo se mure stukkend. Wie het die Jerigo se mure laat val? Nee, nie die musiek nie. Dit is so hartseer dat, jammer dat ek vir julle ook sê, julle ken daai liedjie van Lucas Maree, waar hy sing, dit is regtig 'n mooi lied waar hy sing dat musiek die mure om 'n mens se hart kan afbreek, en dan sing hy van Jerigo se mure was van klip gemaak,
En kyk wat het musiek daarmee gemaak, nê. Dit is so jammer dat die eer daar nie na God toe gaan nie. Dis nie wat hy bedoel het nie. Maar elke keer as ek daai woorde hoor, dan sê ek, nee, nie die musiek nie, God het dit gedoen. Dis die Here wat daai mure afbreek. Sonder dat iemand daaraan raak, laat God die mure wegbreek, want hy wou, hy kan. 'n Mens kan nie jouself beskerm teen God nie. En dis iets wat ons daar leer. Daai mense in Jerigo het gedink hulle mure gaan hulle keer dat God en sy mense nie by hom kan uitkom nie. Maar as God die mure afbreek, breek hy hulle af. En dan moet julle mooi sien ook, julle moet mooi luister, dat terwyl hy almal daar straf vir hulle sonde, red hy vir Rahab, want sy het in God geglo. Maak nie saak hoe erg dit in hierdie lewe gaan nie. As jy in die Here glo en jy aan hom vashou, dan bly jy vir altyd by hom. Reg deur hierdie lewe se moeilikheid, tot in die paradys saam met hom. Hou aan die Here vas. Maak nie saak wat om jou gebeur. Kom ons sing daarvan dat as ons aan die Here vashou, dan doen ons wat hy sê. Ons sing hier van die dwaase man wat sy huis op die sand gebou het en dan spoel die reën die huis weg. En 'n wyse man bou sy huis op die rots. Wat daai teks eintlik bedoel is dat 'n wyse man is iemand wat doen wat die Here sê. Dan is jy soos 'n huis wat op rots gebou is. Is om nie net te hoor wat die Here sê nie, maar om dit te doen. Kom ons sing dit lekker saam. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. En die reën kom stromend neer. Weer die val en die water styg. Weer die val en die water styg. Weer die val en die water styg. En die huis op die sand val plat. Wyse man bou sy huis op die rots. Wyse man bou sy huis op die rots. Wyse man bou sy huis op die rots. En die reën kom stromend neer. Weer die val en die water styg. Weer die val en die water styg. Weer die val en die water styg. En die huis op die rots staan vas. Joshua hoofstuk 6. Daar is baie mense, selfs kerkmense, daar selfs kerke wat leer dat die Ou Testament se tyd verby is en dat jy die Ou Testament nou maar een kant kan los, want ons lewe in die Nuwe Testament en ons hoef nou maar net uit die Nuwe Testament te lees en te leer en te lewe. Dis natuurlik 'n blantante dwaling en 'n leuen. En baie goedgelowige mense word ongelukkig daarmee op dwaalspore gelei. Die hele Bybel is in geheel een openbaring van een en dieselfde God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die aard van die openbaring verander wel. Die Ou Testament voor Christus en die Nuwe Testament na Christus het heeltemal 'n ander karakter. Soveel so dat mense die Ou Testament eintlik eers reg kan verstaan en kan verduidelik as jy dit uit die Nuwe Testament uitlees. Dat jy die Nuwe Testament se lig op die Ou Testament laat skyn, dan verstaan jy wat daar die openbaring is. Maar net so male sonder tal, vind jy in die Ou Testament voorbeelde van wat in die Nuwe Testament geleer word. In hierdie hoofstuk 6 van Joshua is 'n besonderse voorbeeld daarvan. Dis regtig verbuisterend hoe hierdie inname van Jerigo, echo, dit weer galm reg deur die hele Nuwe Testament, by die kruis verby, reg deur tot by Christus se wederkoms. Kan jy Jerigo sien? Jy kan die verkondiging daarvan hoor. Wat by Jerigo gebeur het, is 'n baie duidelike profesie, 'n parallel, dis 'n skadubeeld van wat met die hele ganse mensdom gebeur met Jesus se wederkoms.
En ek vertrou dat jy vandag sal verstaan presies wat ek bedoel as ek dit sê. Ons het nou al reeds gekom waar God vir Joshua geroep het om 'n leier te wees in die plek van Moses, en dat hy toe vir hom gesê het, dat hy die hele beloofde land Kanaan nou aan hulle gaan gee, en dat hulle dit in besit moet neem. En toe het hy hulle baie goed voorberei daarvoor. Eintlik het hy voor die tyd al begin, deur in die woestynreis al almal wat nie op hom vertrou het nie te laat sterf. En hierdie wat oorgebly het, aan hulle toon hy baie duidelik sy mag, wanneer hy die Jordaanrivier se vloed opdam, sodat hulle met droë grond daar deurstap. En dan, in die nuwe land, fokus hy hulle op hom, met die sakramente van sy verbond, van besnydenis van die Pasga, sodat hulle sal weet dat hy getrou is. Dit wat hy nou doen en gaan doen is, omdat hy dit al lankal beloof het, hy is getrou aan sy verbondsbeloftes. Hulle moes onthou dat dit absoluut net genade is wat hy gee. En dat jy daai genade ontvang, omdat jy in hom glo. En dan laastens, dan verskyn hy aan Joshua. Verskyn Christus self aan Joshua in die gedaante van 'n soldaat wat sy swaard uitgetrek het en reg is om te veg teen die vyande van God. En daarmee sê hy vir Joshua dat hy by hulle is. Maar dat hy nie aan hulle kant is nie. Hy is aan God se kant. En vir so lank as wat hulle aan God se kant is, sal hulle in al sy oorwinnings deel. En toe breek die dag aan, dat hulle nou die land moet begin in besit neem, en reg voor hulle is Jerigo. Nou Jerigo se verdediging was 'n riller geweest vir enige iemand wat dit sou wou aanval. Hy was gebou op die heuwel, op die bult, bo op die berg. Nie heeltemal 'n berg soos ons hom ken met kraanse nie, maar hy's hoog gebou, sodat elkeen wat teen hom moet veg, moet teen die opdraande opbeklei. Vir enige veldslag is dit 'n nadeel. Boonop het hy dan hierdie verdedigingsmure om hom gehad. Hulle sê daar was 2 mure om hom gebou. Die buitenste muur was 2 meter dik en die binneste muur 4 meter dik. Daar was nie 'n manier wat 'n mens daar kon deur nie. En as hulle die poorte toegemaak het, dan kon niemand in en niemand kon uit nie. Hulle was veilig. En die logiese militêre strategie destyds vir so 'n stad sou wees dat jy hom beleer. Met ander woorde, jy maak 'n ring rondom hom en jy keer dat niemand kan uitkom. En jy bly daar totdat hulle uit hongersnood later nie anders kan as om oor te gee nie. Maar dit was nie God se plan nie. Kom ons lees Joshua 6 van die hele hoofstuk. Jerigo was gesluit en verskans teen die Israeliete. Niemand kon uitgegaan of ingekom het nie. Die Here het vir Joshua gesê, ek gaan Jerigo, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee. Jy moet om die stad loop. Al die manne onder wapen moet eenmaal om die stad gaan, en dit moet julle 6 dae lank doen. 7 priesters moet elkeen 'n ramshoring voor die ark uitdra. Die 7de dag moet julle 7 maal om die stad loop. En dan moet die priesters die ramshorings blaas. En sodra die ramshorings blaas en hulle dit hoor, moet al die manskappe die aanvalskreet hard uitskreeu. Die mure van die stad sal dan in mekaar stort en die manskappe kan oorklim, elkeen reguit vorentoe. Joshua, seun van Nun, het die priesters geroep en vir hulle gesê, vat die verbondsark en laat 7 priesters elkeen 'n ramshoring voor die ark van die Here uitdra. Vir die manskappe het hy gesê, kom verby en loop om die stad. Die gewapende manne moet verbygaan voor die ark van die Here uit. Joshua was nog besig om met die manskappe te praat. Toe kom die 7 priesters, wat elkeen 'n ramshoring voor die ark van die Here moes dra. Hulle kom verby en blaas die ramshorings, terwyl die verbondsark van die Here agter hulle aankom. Die gewapende manne het voor die priesters geloop wat die ramshorings blaas, en die agterhoede het die ark gevolg. Terwyl hulle loop, het die ramshorings geblaas. Joshua het die manne beveel, julle moenie skreeu of 'n geluid laat hoor nie. Nie 'n woord moet uit julle mond kom voor die dag wat ek vir julle sê, skreeu nie. Dan moet julle skreeu
Joshua het die ark van die Here toe om die stad laat gaan. Toe dit eenmaal om was, het hulle na die kamp toe teruggegaan en die nag in die kamp deurgebring. Die volgende môre het Joshua vroeg begin. Die priesters het die ark van die Here uitgedra. Die 7 priesters wat elkeen 'n ramshoring voor die ark van die Here uit moes dra, het die ramshorings geblaas terwyl hulle loop. Die gewapende manne het voor hulle geloop en die agterhoede het die ark van die Here gevolg. Terwyl hulle loop het die ramshorings geblaas. Hulle het die tweede dag eenmaal om die stad geloop en toe teruggegaan kamp toe. Dit het hulle 6 dae gedoen. Die 7de dag het hulle vroeg, toe die rooi dag breek begin. Hulle het 7 maal om die stad gegaan, in dieselfde volgorde as tevore. Daardie dag het hulle dus 7 maal om die stad gegaan. Na die 7de maal het die priesters die ramshorings geblaas. Joshua het vir die manskappe gesê, skreeu, die Here gee die stad aan julle oor. Dit moet uitgedelg word as 'n banoffer vir die Here. Die stad en al wat daarin is, behoort aan die Here. Net die prostituut Ragab mag lewe, sy en almal by haar in die huis, want sy het die verkenners wat deur ons uitgestuur is weggesteek. Maar weerhou julle van wat aan die Here behoort. Moet niks vat wat aan hom behoort en vernietig moet word nie. Anders maak julle dat die kamp van Israel self vernietig moet word en bring julle die dood daaroor. Die silwer en die goud en die brons en die ystergoed in die stad is alles aan die Here gewy. Dit moet in die skatkis van die Here kom. Toe skreeu die manskappe en die ramshorings blaas. Net toe die manskappe die ramshorings hoor, het hulle die aanvalskreet hard uitgeskreeu. Toe stort die mure in mekaar en die manskappe gaan oor die stad in. Hulle het die stad ingeneem en al wat daarin was uitgedelg. Man en vrou, jonk en oud, selfs die beeste en die skape en die donkies. Vir die 2 manne wat die land moes verken, het Joshua gesê, gaan na die huis van die prostituut toe en bring die vrou en al haar mense uit, soos julle haar met 'n eed beloof het. Die verkenners het toe gegaan en vir Ragab, haar pa en ma, haar broers en al haar mense, haar hele familie, uitgebring en vir hulle 'n plek buite die kamp van Israel ingerig. Die stad met alles daarin is verbrand. Net die silwer en die goud en die brons en die ystergoed is in die skatkis van die huis van die Here gesit. Joshua het die prostituut Ragab en haar familie, al haar mense laat lewe. Sy het tussen die Israeliete gewoon en haar nageslag woon nou nog hier, omdat sy die manne van wie Joshua gestuur het om Jerigo te verken weggesteek het. Joshua het destyds plegtig verklaar, die Here sal die man straf wat die stad Jerigo probeer herbou. Dit sal hom sy oudste seun kos, as hy die fondamente lê, en sy jongste, as hy die poortdeure hang. Die Here was by Joshua. Joshua was oor die hele land bekend. Dit is die woord van die Here. Veral by 2 sake gaan ons nie vanoggend stil staan nie. Ons gaan nie regtig kyk daarin dat hulle nie van die goed moeg vat nie, want ons kom baie duidelik terug daarna as ons die volgende hoofstuk hanteer. Verder ook nie wat Joshua gesê het, as iemand weer hierdie stad herbou, dan sal sy oudste seun en sy jongste seun sterf. Daarby kom ek ook nie uit nie, maar dit het later gebeur. In Konings lees ons dat toe iemand die stad weer gaan opbou het presies dit gebeur wat Joshua gesê het. Nadat ons net weer na 'n opsomming kyk van wat het hier gebeur, wil ek eintlik vandag by 2 goed stil staan. Die een is die banvloek, waarmee hulle die stad moes tref, en dan die verlossing van Ragab en haar familie wat saam by haar was. Die militêre strategie wat God hier vir Joshua voorskryf, moes destyds, net soos vandag, absurd gelyk het. Die mense wat dit dopgehou het, van Jerigo af, hulle was sekerlik 'n bietjie onseker die eerste dag toe hulle so om die stad loop. In doodse stilte, net met die ramshorings en die voeteval van die soldate. Die tweede dag en sekerlik die dae daarna, moes hulle tartend uitgelag het vir hierdie bespotlike gelopery al om die stad, asof dit nou enige verskil sou maak. Selfs Israel
sou kon begin wonder, maar dit is so half belaglik, is dit nie? Waarom het hulle aanhou loop? Waarom het hulle volgehou om te doen wat die Here sê? Dit is baie duidelik uit Hebreërs 11 vers 30 uit, gee Here vir ons die antwoord, dat Jerigo se mure geval het, omdat hulle hom geglo het. Hulle het geglo in die bevelvoerder van die Here se leermag, wat die stad in hulle hande sou gee, en daarom het hulle gedoen wat hy sê. As jy glo dat hy jou die lewe gaan gee, doen dan wat hy sê, sodat jy die lewe kry. As hy sê hy gaan die stad in jou hande gee, en hy sê vir jou hoe om dit te doen, en jy glo hom, dan doen jy wat hy sê, en dis wat hulle doen. Geloof is om oortuig te wees van iets wat jy nog nie sien nie. Daarom, om te doen wat God vra, selfs al verstaan jy nie, en selfs al sou jy dalk anders dink, maar jy doen wat hy sê, omdat jy glo. En dis nog vandag nog net so met jou en my in die lewe, is dit nie? Amper soos atlete aan die begin van die Olimpiese spele, wat instap in die stadion en dan so om die veld stap. So stap Israel uit die kamp uit. En dan stap hulle. Voor loop die dapper krygers. Dan die 7 priesters, wat op die horings van skaap of bok, ramme, se horings blaas. En dan volg die ark. Onthou julle die simbool, dat God self by hulle teenwoordig is. En dan kom die agterhoede na die ark aan. Dit was 'n lang prosesie, hulle was duisende mense. 'n Lang prosesie, sodat as hulle so om die stad loop, dan kom die voorhoede, kom dan weer agter die agterhoede in, dat hulle amper so 'n kring maak om die stad. En dan stap hulle weer terug kamp toe. Doodse stilte. Niemand sê 'n woord nie. Net die ramshorings daarvoor wat blaas. En net die voete van duisende krygers wat omloop. Elke dag dieselfde. Net dit. En dan op die 7de dag, dan begin hulle baie vroeër. Hulle loop om en om, in stilte. Maar net die geraas van die ramshorings. Om en om vir 'n tweede keer. En 'n derde keer. En 'n vierde, en 'n vyfde, en 'n sesde keer, en dan om en om nog 'n 7de keer. En dan is dit seker asof waarskynlik die ramshorings na die 7de keer so half stil word. En dan Joshua se bevel. Skreeu! Die ramshorings blaas weer. Die volk skreeu. Dit moes aangrypend gewees het vir die mense in Jerigo. Party van hulle sou dalk 'n bietjie in vrees in mekaar krimp, want hulle weet nie wat gebeur nou nie. Meeste van hulle het waarskynlik nog steeds 'n grynslag van minagting gehad. Wat gaan die geskreeu en die horings nou aan hierdie geweldige mure doen? Minagting. Totdat die klipmure begin kraak en rammel en in mekaar tuimel. Kan jy jou daai vreesbevange ontnugtering indink van hierdie goddeloses in Jerigo? En die verbaasde opgewondenheid van Israel. Net die maniere wat in mekaar gestort het, is dit nie eers nodig om te kyk waar is die stad se poorte nie. Nee, hulle kan reguit oor hierdie klippe se puin sommer net instap. Die skatte van keurmetaal moes hulle hou vir die skatkamers van God. Maar verder moes hulle alles en almal met die banvloek tref. Verskriklik. Afgryslik is dit nie. Al die diere, elke man en vrou, oues, jonges, kleintjies, selfs die kinders, die babas, voor die voet doodgemaak. Almal moes sterf en dan saam met al hulle goed verbrand word. Dit is reg dat daardie gebeure by Jerigo, daardie geweldige slagting en sulkes wat nog kom, dit is reg dat dit ons moet laat terugduins in afgryse. Dit kan tog nie anders nie. Dit moet ons tog diep in die hart gryp en ons skeur. En dan as mens nie verstaan wat daar gebeur het nie, dan duins jy in afgryse van God af terug. Van hom wat die bevel gegee het. En as jy van hom af terugduins, dan word dit 'n dubbele tragedie. Want die een wat van hom af terugduins en nie glo nie, omdat hy nie verstaan wat hier gebeur het nie, is net so ewig verlore, soos daardie goddeloses in Jerigo.
Dis regtig baie belangrik dat ons verstaan wat hier gebeur het. Nou om dit te verstaan, moet ons 'n bietjie terugdrink. Ons moet 'n bietjie teruggaan na dit wat God vir Abraham gesê het in Genesis 15. Daartoe hy die verbond met hom gesluit het, het hy vir hom gesê dat sy nageslag sal vreemdelinge wees, hulle sal verdruk word, maar dat hy hulle na 400 jaar weer sal terugbring na Kanaan toe, wat hy beloof het aan Abraham en sy nageslag. En daar in Genesis 15 vers 16, daar lees ons dat hy hulle sal terugbring na 400 jaar. Hoekom dan eers? Want, sê hy, dan sal die Amorite se sonde skuld, hulle ongeregtigheid sal dan eers hulle volle maat bereik het. Wat hy sê is dat deur die jare het hulle goddeloosheid daar in Kanaan oor hand bly toeword. Hulle het al hoe meer in ongeregtigheid verval, al hoe meer teen God en God se wil gerebelleer. Een van die erge dinge is dat hulle selfs in hulle afgoderry so ver gegaan het om hulle kinders te offer vir hulle afgode. En dan bring hy Abraham se nageslag, na 400 jaar bring hy hulle terug, want nou het die tyd gekom dat God Kanaan en sy mense vir hulle sonde en hulle geregtigheid gaan straf. Nou gaan hy 'n eind maak aan hierdie afval van die verderf wat daar plaasvind. Amper maar soos wat hy gemaak het, toe hy die mensdom se sondeval wat vol geword het, toe hy hulle weggevee het van die aarde af met die sonvloed, en net vir Noag en sy gesin gespaar het. Net soos wat hy destyds by Sodom en Gomorra, toe hulle maat van sonde vol geword het, hulle met die straf van vuur en swaal getref het, terwyl hy net vir Lot en sy gesin gered het. En op hulle pad, God se volk se pad deur die Eksodus, het God vir hulle daar in Levitikus 18 gewaarsku, dat hulle nie soos die inwoners van Kanaan vuil moet word van sonde en ongeregtigheid nie, maar dat hy Kanaan se inwoners tot verantwoording gaan roep oor hulle sonde, en dat daardie land Kanaan hulle gaan uitspoeg oor hulle goddeloosheid. Dit was nie maar onskuldige mense wat God veronreg het om hulle land te vat en vir sy volk te gee nie. Nee, allereers was dit God se straf op hulle goddeloosheid. En daarna dat hy dan die land vir sy volk gee, sodat hulle nou in daardie land reg sal lewe, in sy geregtigheid, hom sal dien, volgens sy voorskrifte sal lewe, nadat hy dit land skoon gemaak het van die verderf. Dis sy reg om dit te doen. In Romeine 12 vers 19 lees ons dat ons nie moet wraak neem teen onreg in die lewe nie, maar dat ons dit aan hom moet oorlaat. Dat hy sal straf. Dit is sy reg om wraak te neem op sonde. Dit is sy reg om te vergeld. En dit is wat hy doen met Jerigo se mense. En later so met ander stede ook in Kanaan. Dis wat hy hier doen. God voltrek sy doodstraf as 'n vonnis op hulle sonde en hulle ongeregtigheid. Nie met water of met vuur en swaal nie, maar met die swaard van sy volk. Die banoffer is om iets aan God te wy, om iets aan hom af te sonder. In hierdie geval 'n banvloek, omdat hulle Jerigo en Kanaan se mense oorgee aan God se woedende veroordeling. Die vloek van hulle sonde kom op hulle af. Daardie vloek van sonde wat dood is, soos God al vir Adam en Eva gesê het dit sal wees. Wat daar in Jerigo gebeur het, moet ons oë oopmaak. Dis duidelik wat die verskriklike gevolge is van sonde die dag wanneer God jou tot verantwoording roep. Verlang het hy hulle maar laat aangaan. Was daar selfs kans nog vir bekering en terugkeer na hom toe. Maar uiteindelik breek die dag van konfrontasie met God aan en dan is hy 'n verterende vuur. Nou vra ek jou, hoe kan 'n mens dan nog voetjie speel met sonde, as hier so duidelik is wat die gevolge is daarvan?
Hoe kan 'n mens nog ongeërg oor sonde wees, asof dit nie regtig so erg is nie, as jy gesien het, hierdie banvloek waarskuwing? Ons moenie 'n fout maak nie. Die dag van konfrontasie kom vir elke mens, ook vir jou en vir my. Wanneer Christus weer kom, soos wat hy baie duidelik in Openbaring 20 vir ons bekend maak. Elke mens sal voor die almagtige, allerheilige God se regterstoel verskyn, en dan sal die boek van ons lewens oopgemaak word, en ons sal moet rekenskap gee van elke daad en elke woord en elke gedagte. En die vonnis sal geen verrassing wees nie. Die ewige dood in die helse vuurpoel van God se wraak en sy woede oor sonde. Vervul Jerigo se banvloek 'n mens met 'n afgryslike verskrikking? Natuurlik. Hoe kan dit anders? Maar ons moet gewaarsku wees. Dis maar 'n vulletjie teen wat voorlê voor daai finale regterstoel van God. Maar het jy opgelet, in daardie duisternis van God se oordeel oor Jerigo se sonde, skyn daar die verblindende helder lig van sy genade en van sy verlossing. Rahab en almal wat by haar woon word verlos uit daardie toorn van God, uit daardie straf op hulle sonde, word hulle vrygespreek. Meer nog, hulle word in oop arms ontvang, in God se volk, deelgemaak van sy mense. God gebruik vir Rahab in die voorgeslag van die groot koning Dawid wat sou kom. Nog meer, die voorgeslag van die ewige hemelse koning Jesus Christus, in wie al die volke van die aarde geseën is. Waarom was sy gered en verlos van hierdie banvloek? 'n Paar weke terug het ons stilgestaan by hoofstuk 2 en ons het gefokus op die verhaal van hierdie prostituut se geloof. Net in kort, dit kom daarop neer dat sy net soos almal in Jerigo en in die hele Kanaan vreesbevange was oor die gerugte wat hulle gehoor het van God se beskerming van sy volk, toe hy hulle droog deur die Rietsee laat trek het en in die veldslae teen die ander Amoritiese konings aan die ooste kant van die Jordaan. Maar anders as die res van Jerigo en Kanaan, het sy nie in vreesbevangenheid gebly nie, sy het tot geloof gekom. Sy het gebreek met haar volk en hulle ongeregtigheid. Sy kon niks verdien nie, sy was soos hulle en van die slegstes onder hulle, maar sy het haar uitkoms by God gesoek. Haar geloof in hom het oorgegaan in dade, want sy het in baie groot gevaar, het sy die verkenners wat Joshua gestuur het, beskerm en hulle weggesteek en hulle teruggestuur. In geloof het sy kant gekies teen haar goddelose mense en kant gekies vir God. Ons lees in Hebreërs 11 dat sy verlossing ontvang het omdat sy in God geglo het. Net dit. In Jakobus 2 word haar beskerming van die verkenners as 'n voorbeeld gebruik van hoe ware geloof nie maar net by praatjies bly nie, maar dat dit oorgaan in dade, dat dit vrugte dra, toe sy die verkenners weggesteek het. Deur geloof is Rahab te midde van die chaos en die goddeloosheid en die ongeregtigheid van Jerigo, daar is sy die enigste lig. Sy is deur die geloof aan God se kant. En daarom ontvang sy verlossing van haar straf op haar sonde. Daarom word sy in geloof aangeneem as een van God se kinders in sy volk. En soos wat die banvloek wat Jerigo getref het, 'n profesie en 'n vooruitverkondiging is van wat met alle mense voor God se regterstoel sal gebeur met Christus se wederkoms, net so verkondig Rachel se verlossing van die banvloek 'n ander aspek wat ook gebeur in daardie oordeelsaal van God. Ons lees in Openbaring 20 dat wanneer ons voor God se reg rekenskap sal moet gee van ons lewe en wanneer ons die ewige helse straf as regverdige sondes verdien, dan word daar 'n ander boek van getuienis oopgemaak.
Die boek van die lewe, waarin die name opgeskryf is van hulle wat vrygespreek word. Nie vrygespreek omdat God die sonde oorsien nie, want dit kan hy nie, dis self 'n sonde. Nee, vrygespreek omdat iemand anders reeds hulle skuld betaal het. Voor God se regterstoel is alle mense vrot in sonde skuld en gedoem tot sy ewige vuurpoel van straf. Geen sonde sal oorgesien word. Maar daar is mense wat nie self die straf vir hulle sonde sal ontvang nie. Ja, want iemand anders het dit klaar in hulle plek gedoen. Daar is mense wat geen skuld meer sal hê voor God se regterstoel nie en daarom vrygespreek sal word om in sy heerlikheid in te gaan. Verlos van hierdie verskriklike, afgryslike straf. Vrygespreek. Jy weet van wie praat ek, nee? Jesus Christus. Die ewige seun van God wat mens geword het en uit liefde en genade mense se sonde op hom geneem het, sodat hy wat sonder sonde was, soos 'n sondaar voor God verskyn. En God dan, wat sy woede en sy straf oor daardie sonde wat op Jesus is, wat hy op hom geneem het, dat hy daardie sonde aan die kruis van Golgotha met sy woede en sy wraakstraf, dat hy sy seun verbrysel oor die sonde wat hy op hom geneem het. Toe hy homself as 'n volmaakte offerlam gaan offer het om te betaal. In die afgryse van die banvloek moet ons besef wat die uiteindelike gevolge is van ongeregtigheid en sonde. En ons sien dit aan die kruis wanneer dit op Christus afkom, soos wat ons dit sien wanneer hulle die stad met banvloek tref. Maar in die wonderbaarlike verlossing van Rahab en haar familie ontvang ons nog 'n boodskap, dat daar genade kan wees, dat daar verlossing moontlik is. En daardie verlossing kom enkel alleen net deur te glo in Jesus Christus. Hy wat in die kruisdood, in sy oorwinning, in sy opstanding, nuwe lewe bewerk. 'n Nuwe lewe in Christus vir elkeen wat in hom glo. Ek wil jou huis toe stuur met hierdie vraag. Wat sal die impak wees van wat ons weet in Jerigo gebeur het? Wat sal die impak daarvan wees vir jou en my in ons lewe? Sal die afgryse van God se straf op sonde ons laat wakker skrik? Om ons lewens koers te gee terug na hom toe en na sy voorskrifte toe? En as jy daar is, dan nog steeds al meer en meer, elke dag weer, prysgawe van eie begeertes en voorkeure en gewoontes en hom te volg. Om aan sy kant te wees in die manier hoe ons lewe, in die manier hoe ons kinders grootmaak, in die manier hoe ons werk, in die manier hoe ons vermaak kies, in die manier hoe ons besluit hoe ons Sondag deurbring, in die manier hoe ons besluit om Saterdag aand deur te bring. Sal sy genade en sy verlossing deur geloof in Christus ons na hom toe laat draai, in hierdie ware geloof wat nie maar net praatjies en voornemens bly nie, maar wat elke dag meer en weer in dade oorgaan. Daar ver uit die Ou Testament uit, roep God vir jou en vir my en vir elkeen dat ons moet kant kies. En hier is net twee kante. Teen hom, in ongeloof en in minagting, dan sal die helse vuurpoel van God se straf jou voorland wees, net soos wat die banvloek geen genade betoon het aan Jerigo se goddeloses nie. Maar kies jy om aan sy kant te wees? Deur geloof in Jesus Christus en meer in geloof lewe en eerbied en dankbare gehoorsaamheid op sy voorkeure om hom te volg? Want dan, en net dan,
is jy in Christus reeds volkome vrygespreek. Het jy klaar al die wonderlikste verlossing ontvang, soos wat ons gesien het? Rahab, die verlossing uit die banvloek van Jerigo ontvang het. En as jy gekies het om by hom te wees, dan maak dit nie saak as jy die enigste een is, die enigste een in jou familie, of die enigste een by jou werk, of die enigste een in jou skool, die enigste een in hierdie goddelose samelewing en in hierdie wêreld om ons. Al is jy die enigste een, kan jy seker wees. Wanneer God se straf afkom op elke goddelose, sal elke een wat in Christus glo veilig wees. Verlos van sy wraak. Gered deur die bloed en die lewe wat Christus vir jou gegee het, as jy in hom glo. Teen hom, vir hom. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, Here, dit is waar. As ons lees van hierdie gebeure in Jerigo en ons lees van die verskrikking wat daardie mense oorgekom het, dan is dit asof ons oë na u rig en dink hulle was onskuldig. Een na die argument in die wêreld draai hierdie gebeure juis om u onder die vergrootglas te plaas. Ag Here, wees ons genadig. Wees ons genadig dat ons regtig u liefde sal raak sien, wat onverdiend is. Dat Rahab en haar familie net so sondig was, net so in ongeregtigheid gelewe het en dalk meer. Maar dat deur geloof gee u vir hulle verlossing. Almal verdien die straf, almal verdien die banvloek, Here, ook ons. Maar dan maak jy dit so duidelik, in Jesus Christus is daar volkome verlossing. En dan gee u nog vir ons die geloof waarmee ons daaraan kan vasgryp. U genade is oorweldigend. Help ons om so opgewonde te wees oor hierdie verlossing, Here, dat ons nie daaroor stil kan wees nie, dat ons vir ander sal vertel. Help ons om nooit moed te verloor as ons om ons kyk en niemand anders fokus regtig op u nie en ons voel alleen. Hou ons dan standvastig. Here, ons vra, wees asseblief met hulle wat vir hulle geloof vervolg word in lande waar dit juis so gaan, waar hulle juis verdruk word deur die massas om hulle. Maak hulle getrou. Help hulle om in hulle lyding te liedere te sing van lofprysing, van u koningskap, dat u regeer. Help hulle om hulle getuienis suiwer te hou en juis in hulle getuienis versterking deur die Gees te ontvang om daarmee voort te gaan. En wil hy juis hulle getuienis gebruik, dat dit nie net hulle is wat tot geloof kom nie, maar ook ander om hulle, soos wat Rahab se hele familie geraak word en gegryp word deur haar geloof en uiteindelik deur u Gees gebring word om ook te glo. En ons wil in die opdrag kerke wat die pad byster raak. Mense wat hulle self kerk van Christus noem, maar dit nog nooit was nie. Ag Here, wil U hulle tog in daardie kerke, die wat U daar het, wat U roep, dat U hulle in daardie kerke sal veilig bewaar, by U sal hou. Dat U hulle sal uitbring in verlossing. Die kerke wat gaandeweg, maar al wankelend die pad byster raak, ag Here, bring hulle terug na U waarheid en na U woord. Ons wil ons gemeenskap aan U opdra. Ag Here, ons hoef maar net met vriende te gesels by die braaivleisvuur. Ons moet maar net met die mense by die werk of die skool omgaan. Ons moet maar net die nuus kyk, die nuus lees, die wêreldgebeure gadeslaan, en dan sien ons Jerigo om ons. En die verskrikking van die oordeel wat kom. Wil U genadig wees?
Wil U die wat daar in die wêreld is, wat U nog wil roep, roep hulle, Here, bring hulle na U toe. En gebruik ons getuienis daarvan. En dan vra ons, kom Here, gee genoeg tyd dat elkeen wat U roep tot geloof kom, maar laat die dag dan kom, dat ons die volkome verlossing mag belewe. Help ons om te sing van U oorwinning, en ons vreugde daarin te vind. U heerskappy. In die verwagting van ons volkome verlossing bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons sing hierdie oorwinningslied in die Here. Dat ons in ons gedagtes al sien die glorie van die Here, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy is koning, hy regeer. Ons sing daarvan dat hy elke mens beskerm wat in geloof na hom toe kom, dat hy 'n rots is waarop ons stewig vas bly staan. En dan roep ons almal op en sê, kom deel in ons loflied, kom sing saam met ons, kom leef in sy oorwinning, want die woord van die Here is vas en seker en sal vir ewig bly staan. Prys hom. Halleluja. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.
Ons net 'n paar afkondigings en 'n paar verjaarsdae. Wie gaan vir ons chocolates uitdeel? Nee, wie volunteer vandag? Nie Isak nie, nie Wikus nie. Nie Elsabie nie, nie Renate nie. Wie van julle is lus om chocolates uit te deel? Hannie. Wat 'n groter voorreg. Baie dankie, hoor. En so waar. Jy weet vir wie gaan die eerste ene, nê? Piet Norke, hy verjaar môre. Piet, mag hierdie jaar wat vir jou kom, sonder gebreekte ribbes en skouers en moeilikheid wees. En dan ook daar agter Hantie sal jy jou hand opsteek. Hantie Helberg, nie by ons aangesluit in die gemeente saam met Sussie Karlien. Hantie kom van Sekunda af. Sy verjaar vandag. Baie, baie geluk. En dit is al. Hannie, baie dankie, hoor. As jy wil, kan jy maar een vir jou vat, hoor. Maar niemand wil anders weet daarvan. Dan, ons het gemeenteraadvergadering gehad verlede week. Ons gaan nou 'n bietjie kortliks met die gemeente deel 'n paar goed daarvan, maar 'n paar ander goeters. Ons het ringsvergadering die 5de April van die Hervormde Kerk en ons het afgevaardig om dit te gaan bywoon. Ek self en dan Isak en as ouderling en Christa Nagel as diaken. Dan is daar die 8de Maart is daar 'n geleentheid in Ladysmith waar die Gereformeerde Kerkkant 'n bietjie gaan besin saam oor jeug in die kerk. Waar is die jeug en hoe werk die jeug en hoe sou mense hulle kon bereik? Wat is die strategie in die Zulu kerke daarvoor en wat sou die strategie in die Afrikaanse kerke kon wees daarvan? Die kerkraad het gedink dis goed dat ek gaan en ons mik en iemand saam met my te vat, so ek het een man wat dalk gaan saamry, maar is daar iemand anders is van julle wat wil saamry die dag? Dis regtig so 'n belangrike ding, veral as jy kyk na ons gemeente en jy hoef nie 'n ouderling of 'n diaken te wees nie, jy hoef nie stokoud te wees nie, jy kan maar spotjonk nog wees. Enige een is regtig welkom om die dag saam met ons te gaan geniet. Ons ry, maak 'n lekker roadtrip daarvan. Ons ry seker 7:00 die môre en 5:00 die middag terug, Saterdag die 8de Maart. Asseblief, kom sê vir my dat ek onthou om jou te kom oplaai om saam te gaan. Dan komende Woensdag aand gaan ons verder met die toerustinggesprek. Soos julle weet, dis nie net vir ouderlinge bedoel nie. Enige een wat wil inskakel met Zoom. Ons is besig om deur die Nederlandse geloofsbelijdenis te gesels oor wat daar staan en wat die implikasies daarvan is. So enige een is welkom, kontak my gerus. Komende Woensdag aand van 7:00 tot 8:00. En dan het ons nou 'n kort gemeentevergadering. Terwyl ek afstap, 2 vrae. Sal die ouderlinge 'n bietjie dink, een van julle volunteer om vir ons te begin met gebed en dan een van julle ander om vir ons af te sluit daarmee. Dat ek nou nie weer soos laas keer maak om vir Bram Jakob so in die ingewing van die oomblik te vra nie. Dis dalk hoekom hy skrikkerig vandag te kom, ek weet nie. Ek kom ondertoe om vir jou te wys dat dit eintlik wat ons nou doen is 'n bietjie anders. Die erediens is gedoen. Ons as gemeente, wanneer mens lidmaat is van die gemeente, dan beteken dit ook dat jy deelneem en deel word van hoe ons die gemeente bedryf. Hoe werk dit in die gemeente? Wat doen ons? En dit is wat ons dan in 'n gemeentevergadering vasmaak. Aan die gereformeerde kant is dit die gebruik dat die gemeentevergadering die kerkraad adviseer en dat dit advies is wat die kerkraad regtig baie goed in ag moet neem. Aan die hervormde kant is dit nog sterker. Dat dit die kerkraad is wat aan die gemeente iets voorlê en dat die gemeente dit dan finaal goedkeur. En dis ook wat ons vandag gaan doen. So op die agenda, soos ek versprei het ons 'n paar saakies. Die een is om terugvoer te gee oor hoe lyk die gemeente se finansies tot nou toe. Dis regtig belangrik dat ons oor finansies van die gemeente moet gesels.
Dis die gemeente wat hier moet wees om nog vir jou kinders en jou kleinkinders die evangelie te kan verkondig, om nog 'n lig te kan wees wat in die gemeenskap skyn. En dis waarom ons dan daarna kyk. Ons gaan kyk na hoe dit gaan vir die jaar tot nou toe, en dan gaan ons kyk na die begroting wat ons vir die volgende jaar kyk, en dan keer ons dit as gemeente uiteindelik goed, of ons wysig dit 'n bietjie hier en daar soos dit gaan. Daarna wil ons kortliks terugvoer gee oor Derdelaan se gebou. Julle sal weet dat ons dan nou by die vorige vergadering in Desember, het ons as gemeente besluit, ja, verkoop die gebou. En die kerkraad moet verder gaan om sy huiswerk te doen. So ons kom 'n bietjie terugvoer gee om te sê, waar is ons daarmee? Verder gaan dit ook oor die pastorie langsaan, wat ons dan die huurders nie meer daar bly nie, wat is nou ons planne daarmee, om dit ook eensgesind onder mekaar te hê. Ek wil vra, is daar enige ander sake, in die SMS het ek ook gevra, of in die WhatsApp, as daar enige iets anders is waaroor jy ook wil gesels, asseblief kom ons doen dit. Dis soos wat ons by 'n familie by mekaar is, jy hoef nie bang te wees, dat jy die enigste ou is wat oor 'n saak voel, soos jy oor hom voel. Niks verder nie. Jy hoef nie bang te wees dat ons lank gaan vat oor die goed nie, ons gaan kort wees. Goed, dan is dit waaroor ons gaan gesels. Ja. Dit gaan ons saam terugvoer gee as ons praat oor Derdelaan. Goed, die herinnerings, die vraag was, wat van die herinneringsmuur met die as van afgestorwenes, wat gaan ons daarmee maak, want dit staan nou by Derdelaan in die gebou. So ons gaan daarvoor ook terugvoer gee, dit is deel van die pakkie oor Derdelaan se verkoop. Goed, dis dan wat ons gaan hanteer. Is daar iemand wat wil volunteer om vir ons voor te gaan in gebed? Isak, dit lyk vir my, Christa het jou gevolunteer. Destyds, ja, kom ek vertel net die storie. Destyds het oom Koos van Rooij, of prof Koos, wat hier by ons lank gewerk het aan die Zulu vertaling en in die Gereformeerde Kerk baie gepreek het, hy is op 'n stadium genooi om in Ethiopië weer te gaan help met 'n Bybelvertalingsprojek, en hy wou regtig nie gaan nie. Toe stamp dan die Regina so aan sy skouer en sy sê vir hom, Koosje, ek is nie met Jona getroud nie, as die Here jou roep, moet jy gaan. Lyk my, jy het hom so 'n stampie aan die skouer gegee. Nou maar net so. Kom ons sluit ons oë. Liefdevol Hemelse Vader, baie dankie Here, dat ons hier kan wees vanoggend saam as mede-gelowiges, Here, om ook na die finansies en die welsyn van ons gemeente kan besig. Here, ons wil vra dat U hierdie vergadering sal seën, en dat U sal gee, Here, dat ons almal sal deel hê aan die vergadering en die positiewe terugvoer sal gee, dat vir ons die regte eindresultaat sal bewerkstellig. Ons vra dit alles enkele in uit genade en nie uit enige verdienste. Dankie Isak. Johan Kutsie vat bietjie vir ons al die finansies saam, en dan gaan hy vir ons deurvat deur die gesprek oor hoe die finansies lyk tot op datum hierdie jaar, en dan die begroting. En die in jou sak, ek gaan nie vir jou vasknoop, dan is het wien te worry oor hom nie. Is ons nog bezig om uit te saai? Vir die van julle wat ons uitsaai, julle kan my hoor, die res nou nie so mooi nie. Ek weet nie, gaan ons aanhou uitsaai, nee. Ons kan maar aanhou. Want daar is party wat van ver af bydra. So julle kan maar deelneem nog en kyk na die skyfies, maar verskoon ons dat ons dan nou nie in die gesig is nie, heeltyd voor die kamera is nie. Ja, dit is die eerste keer in 'n baie lang tyd. Die eerste keer vandat ek die finansies hanteer, kan ek 'n bietjie meer positief wees oor die stand van die finansies. Alhoewel daar is maar dele waar daar nog bietjie tekort is en so. As ons eerste plek gaan ons kyk na wat die werklike uitgawes tot en met einde Desember was, dis vir die 10 maande teenoor wat ons begroot het. En soos julle kan sien, het ons op al die gebiede waar het ons minder uitgegee as wat ons begroot het. So die uitgawes het ons baie goed bestuur, en in totaal het ons begroot om
ons totale begroting was 785 of amper 786.000 en ons werklike uitgawes vir die 10 maande en okay, die begroting is ook soos sê aangepas vir die 10 maande, dis nie vir die volle jaar nie. Is ons werklike uitgawes in totaal 688 het ons dus daar 'n besparing van 97.000. As ons dan kyk na die ontvangstes, die bydraes en ander inkomste. Volgende, soos sê daar wat betref die lidmaat bydraes is ons so 8.000 onder teenoor dit wat ons begroot het. Ons rente inkomste wat ons op ons beleggings het, daar het ons daarom weer 5.000 meer gekry as wat aanvanklik begroot is. Die verhuuringsinkomste is waar ons die meeste kort geskiet het, maar dit word, ek dink oor die laaste 4 maande mooi opgevang met wat ons uit derde laan uitkry. Daar was ons so 59.000 rand kort en dan diverse inkomste waarvoor ons nie 'n begroting gehad het nie. Dit was fondsinsamelings en so aan. Daar het ons so 21.000 ingekry. Dit wil sê ons was onder met die begroting met 44.000. Nou as ons die ontvangstes en die uitgawes bymekaar bring, het ons op hierdie stadium waar ons begroot het vir 'n tekort van 25.000, het ons 'n surplus van 30.000 wat soos sê dit seker die eerste keer in 'n baie lang tyd is dit so iets wel gebeur het. Soos dan, ek weet nie of daar enige vrae is van julle op die uitgawe, op die werklike uitgawes en ontvangstes op hierdie stadium nie, voor ons oorgaan na die begroting nie. Okay. Dan het ek die begroting as volg opgestel. Julle sal sien na die 24-25 het ek 'n projeksie gemaak vir die 12 maande waar ons wat gebaseer is op die werklik soos in Desember. Dan sou ons 'n totale uitgawes gehad het van 832. En daarvolgens het ek die begroting opgestel met 'n agname wat ons soos sê verwag sekere uitgawes sal wees soos die predikante versorging, erediensuitgawes, erediens is soos die musiek en dies meer. Terreine, geboue is wat ons maar vir die opbou van die gebou moet betaal. Wat ons daar kan in ag neem is dat derde laan 'n redelike besparing het deurdat die water en ligte daar nou deur die huurder betaal sal word en nie meer uit die gemeente se geld nie. So die totale begroting wat ek opstel het is 895.000. En die het 'n duidelikheid daai kerkverband ramings, dis wat ons maar aan die soos die klasses en die synode en die ring moet oorbetaal volgens hulle heffings wat bepaal word op die aantal lidmate wat in die gemeente is. Dan as ons kyk na die ontvangstes, daar het ek begroot vir gebaseer ook op die huidige gemiddelde bydraes per maand wat ons sal inkry of die verwagting is 648.000, die selfoontoring wat vir ons 18.000 gee. Die verhuuringsinkomste kan jy sien daar derde laan se gedeelte is die totale verhuuring. Ons het op hierdie stadium niks begroot vir die pastorie as ons dit sou verhuur nie. Die bedrag wat ons daar kry is maar mense wat die konsistorie en so aan op 'n maandelikse basis gebruik. En dan rente is maar wat ek begroot op die beleggings wat ons het. So as ons dan die twee bymekaar tel, die ontvangstes en die uitgawes, begroot ek op hierdie stadium vir 'n klein surplus van R674. Ja, R674. Dan het ek net daarop aangedui dat as ons die uitgawes vat, min ons diverse inkomste, dit wil sê die huur, die rente en die selfoontoring. So totale uitgawes vir die gemeente 647.000 met die aantal belydende lidmate van 89 is die gemiddelde bydrae per
beleidende lidmaat per maand R606. Nou, dit is die minimum waarmee sê ons, as elkeen net die minimum bydra, is dit wat ons moet bydra, maar ons weet, daar's baie wat, en bydraes is volgens wat jy voel in jou hart, jy kan bydra en wat jy dankbaarheid uit doen. So, dis, dit nie. Vraag, bespreking nog nie begroting? Die voorstel dat dit dan so goedkeur. Baie dankie. Daar's twee goed wat ons nie moet vergeet as ons so na die syfers kyk in die begroting nie. Die eerste ene is die geweldige dankbaarheid dat die Here in ons werk en vir ons gee, sodat ons hier kan gee en sy kerk in stand kan hou. Daai dankbaarheid dat die Here gee. Ons het almal geskiedenis van hoe mens partymal sukkel om alles bymekaar te kry. En hier gee hy vir ons genoeg. Vir die jaar wat verby is, en ook as mens kyk na die jaar wat kom. Die tweede ding wat ons in gedagte moet neem, is dat daar 'n klomp goed is, wat die Here sê ons as gemeente moet doen, wat ons nog nie doen nie, wat ons ook nie by kan kom nie, want ons kan nie finansiëel verder gaan nie. Hy praat so duidelik van hoe ons moet uitgaan en die evangelie moet verkondig na baie ander daar buite. Daar is nie so 'n item op ons begroting nie. Ons moet nie teruggaan en dink dat die wat meer kan gee, agteroor sit nie. Die wat nie het om te gee nie, of wat min het om te gee, moet bly gee soveel as wat jy kan. Maar elkeen van ons wat meer kan gee, moet onthou, daar is nog werk wat die Here op ons lê. En ons moet gereed maak daarvoor. Dat ons die gemeente kan bemoedig om te sê, hier is dit nou. Kom ons kan, ek doen dit, jy doen daai, hierdie doen doorie. Dat ons verder gaan om die koninkryk te bou. Maar wees dankbaar in alles, dat die Here vir ons regtig hierdie gawes gee, wat hy vir ons gegee het tot nou toe. En vertrou hom vir dit wat kom. Dankie vir al die werk wat almal doen, om die finansies en al hierdie goede te laat loop, om die boeke te laat loop, om die audits reg te kry. Daar's 'n klomp werk wat gedoen word, wat ons nie raak sien as ons so na die begroting kyk nie. Dankie vir elke een. Dan goed, ek gaan kortliks terugvoer gee oor die twee ander sake. As daar vrae is, dan gaan ek maar vra wie kan help daarmee. Miskien net eers wat derde laan se verkope aanbetref. So ons is nie besig om ons oor ons voete te val en haastig te wees daarmee nie, maar wat ons gedoen het sedert Desember was om waardasies te vra. En ons het waardasies gekry van eiendomsmaatskappye, ten minste 2 van hulle, en hulle syfers het omtrent op dieselfde goed afgekom. So wat hulle toe, die aanbeveling wat hulle sê is, luister, die waardasie van beide die kerkgebou met die kerk, hy's mos 2 erwe. Een is die leë erf en dan die erf met die gebou op. As jy al twee van hulle bymekaar tel, dan sê hulle so by 2.1.8. Dit is omtrent waar hulle dink die markwaardasie van die eiendom is. Die kerkraad het 'n bietjie daarna gekyk en ons het mooi besin daaroor en uiteindelik gesê, goed, ons is gemaklik daarmee dat ons wil voorstel dat dit dan ook die prys is wat die kerk voor in die mark kom. Om te sê 2 miljoen, maar as iemand 1.8 of wat ook al aanbeveel, dan gaan die kerkraad rustig daarna kyk en oorweeg. Onthou, nog steeds is dit nie 'n finale besluit dat die gemeente hier nou goedkeur om dit daarvoor te verkoop nie. Eers wanneer daar 'n pertinente aanbod is wat die kerkraad sê, ons wil hierdie een aanvaar, dan kom die kerkraad weer terug na die gemeente toe en sê, hier is die deal, keer ons hom goed of nie. Maar hierdie is die rigting, so ons moet nou nie vandag sê dis okay, en as hulle dan volgende keer daarmee kom, iets heeltemal anders uit die hoed uitpluk nie. So as jy enigiets op die hart het, asseblief kom ons gesels daaroor. So die eerste ene is dan die aanbeveling dat die kerkraad kyk na aanbiedinge van 2, 1.8 in daai orde. Wil julle gesels daaroor? Nie? Wil julle dit so goedkeur? Goed.
Wat daarmee saamgaan, het ons dan ook besin om te sê, goed, as ons die terrein verkoop, wat gebeur met die herinneringsmuur? Die kerkraad het twee dinge wat ons besig is om ondersoek. Die een is, ons moet gaan ondersoek, wie se as is almal daar om met die geliefdes te skakel en dan vir hulle te vertel dat ons die muur gaan skuif en vir hulle vertel wat gaan ons met die muur doen. Dis die tweede deel wat ons nou eers die huiswerk mee moet klaarmaak. Kerkraad het gevra ons moet die huiswerk gaan doen om te sê as ons 'n muur op hierdie terrein kom oprig. En dat ons dan kyk waar. En die mees waarskynlike plek is saam met die monumente hier aan die kant. Hier is reeds 'n klomp ander monumente en om dit ook hier in te pas as dit prakties sou kom. Om daarna te gaan kyk, om te gaan kyk na die kostes daarvan, om te gaan kyk na of daar enige regulasies en bouregulasies is daar rondom. En om dit te gaan doen en dan terug te kom om te sê, goed, hier is nou die planne van wat ons daarmee gaan doen. Maar die denkrigting is om dan die muur daarvan af te verskuif en hiernatoe te bring en hier op te sit. Om dan vir elkeen wie se geliefde se as daar is te skakel en te vra, wil jy bywees as ons die as dan verskuif? Of kan ons dit maar namens jou doen? Of wil jy die as liewer neem en op 'n ander plek gaan neersit? Daai sal ons vir mense ook die kans gee. So ons sal dan rustig en baie mooi in liefde, barmhartig sensitief met elkeen werk daar rondom. Hoe klink dit vir julle? Ek sien koppe wat knik. Hoor ek dat julle dit so wil goedkeur dat ons dan aangaan met daai huiswerk? Daar sal dit ook geld soos die verkope dat ons na jou toe kom met 'n spesifieke voorstel en dat die gemeente dit dan kan oorweeg en goedkeur. Maar hierdie is nou nog net die denkrigting waarmee ons beweeg. Gemaklik. Goed. Die laaste saak wat ons opgehaat het is om terugvoer te gee oor die pastorie hier op die terrein. So die mense wat verlang hier in die pastorie gebly het dan nou geskuif. Hulle bly nou naby Belito en die pastorie is nou weer beskikbaar. Wat ons nou doen is om deur die pastorie te gaan. Mense maak maar so met elke huis wat jy verhuur het. As die huurders uit is, dan stap jy eers weer daarin. Jy gaan maak 'n lysie van wat het als aandag nodig. Dis waarmee ons tans besig is. Maak 'n lysie van aandag nodig. Daar is 'n hele klompie goed wat aandag nodig het. Dit gaan ons dan nou eers aanspreek. En wanneer dit klaar gedoen is, dan gaan ons verder kyk om te sê, goed, wat maak ons nou met die gebou? Dis 'n gawe wat die Here vir ons gee. Die gedagte is dalk weer in die rigting van verhuuring. Dalk op 'n ander manier as wat ons dit in die verlede gedoen het, want ons het maar 'n paar lesse geleer die afgelope paar jaar. Maar daarmee kom ons dan op 'n later stadium weer terug. Vir nou, wees net bewus daarvan dat ons is besig om uit te vind wat wil ons doen, dan gaan ons dit doen. Die gemeenteraad het ook besluit dat ons nie daardie kostes van wat ons nou spandeer aan die pastorie uit die lopende begroting gaan haal soos wat ons dit hier doen nie. Maar dat ons die finansiering daarvan gaan doen uit die kapitaal wat ons op belegging het. Dat ons dit gaan gebruik, die gereformeerde kantsinne, omdat dit nou op die gereformeerde kerk se perseel staan. So daarmee sal ons ook nog besin. Ons het nie besin oor wie betaal vir die skuif van die muur nie. Dit sal waarskynlik gedeel word of net na die een kant toe gaan. Die skoonmaak van die pastorie of die regmaak van die pastorie, daar het ons reeds besluit. Dit gaan uit die gereformeerde kerk se kapitaal op belegging. Het julle gemaak enige bydrae of enige iets te sê wat julle dink oor die pastorie se opknapping en wat ons verder met hom doen? Almal gemaklik met dit waarmee ons besig is. Goed? Elsie. Ja. Is daar, het julle dit ondersoek deur twee skei, die kerkgebou se een kant toe verkoop aan die ander kant? So Elsie vra of ons dan oorweeg het om dalk die derde laan se twee persele apart te verkoop. Elsie, ons het 'n waardasie op elkeen apart. So dit sal waarskynlik maar afhang van die aanbiedinge wat ons kry. As daar iemand is wat net die een wil hê of net die ander, dan sal ons dit maar moet oorweeg. Goed. Het ons gepraat, iets by jou losgemaak wat jy wil hê ons moet hanteer voor ons afsluit? Nee. Nico, dit het gelyk net nou asof jy ook volunteer om te bid. Sal jy vir ons afsluit asseblief? En kan ek vra, wil julle na die tyd gaan tee en koffie drink?
Ek wil maar net sê, aangesien almal klaar hier is, kan julle maar bly vir katekisasie op. Kom ons buig die hoofde. Ons almagtige Hemelse Vader, as 'n klein gemeentetjie kan ons nie anders as om verstom te staan wanneer ons sien hoe dat U in en deur en met ons werk om U koninkryk uit te bou en uit te brei deur ons nie. Mag wat U vandag hier deur U medewerkers ons oë op laat lê het, juis ons harte opnuut warm maak, laat klop en ons ywer opnuut aan die brand steek, dat ons sal hard werk in en vir U koninkryk. En terwyl ons dit doen, Here, vra ons dat U die tyd sal laat loop. Ons hinkering vir die dag van glorie om in sy volheid aan te breek, so spoedig as wat U wil dit toelaat. Amen. Baie dankie almal. Ons gaan drink 'n koppie koffie, 'n koppie tee, selfs 'n bietjie lekker met mekaar. Tot volgende keer.